Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag die 10de September 2025. Kom ons raak net so stil voor ons Vader. Vader God, dankie. Sal ons altyd kon sê dat ons toegang het tot die CEO, die eienaar van die heelal. Here, wie daar die voorreg om met U te mag praat. Here, sal U ons help dat ons nooit sal vergeet dat ons met die almagtige God praat. Here, dat ons nooit sal vergeet dat ons met 'n God te maak het wat inderdaad in 'n oomblik die aarde melkwegstelsel kan verwoes. Here, ons kom bely vanoggend. Ons weet nie met wie ons regtig te doen nie. Here, kom bely ons ook en kom vra ons nederig om verskoning dat ons ook baie keer, soos die Engelse sê, op 'n bekommerde manier, Here, met U omgaan. Here, om U te ignoreer, om U een kant toe te skuif, so asof U tipe van 'n afgod is. Here, ons kom bely dit almal. Here, ons kom bely dat ons nie regtig ons verantwoordelikhede teenoor U nakom nie. Here, omdat U so liefdevolle God is en omdat U nie kom en U ons ore draai nie. Here, dankie dat U 'n liefdevolle God is, dankie dat U 'n genadige God is. Maar Here, vergewe ons ook waar ons U baie keer baie sleg behandel. Waar ons U as vanselfsprekend aanvaar. En waar ons dan baie keer nog die absolute arrogantheid kan hê om te sê, maar waar is U en wat doen U? Here God, ons kom buig in diepe afhanklikheid en kom buig ons voor U en kom sê ons vir Here, dankie vir U liefde en Here, vergewe ons, omdat ons so clueless is, wie U is. Here, as U in 'n oomblik in die grootsheid sou openbaar, sou ons almal dood neerval. Ons sou dit nie kon hanteer nie. Daarom het ook vir Jesus gestuur, as mens, God, maar mens, sodat ons iets van U kan belewe, sonder om dood neer te val. Here, dankie vir U liefde, U oneindige liefde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, as ons sê by Paulus, ek het gister 'n bietjie met julle gepraat, oor as 'n mens in sonde val, en hoe hy nou gesê het, moet julle wat deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid, reg help en pas ook op dat jy nie self in die versoeking val nie. Maar dit is vir my so interessant in die Bybel, nee. Nou kom praat Paulus verder met hierdie Galasiërs en kom sê hy, hoor hierso julle, kom sê hy vir hulle, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van God. Wat is die wet van God? Die wet van God is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, is die opsomming van die wet basies, en dan jou naaste soos jouself. Jesus, soos ek al telke male vir julle gesê, herdefinieer dit in Johannes 13, vers 34 en 35, waar hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, nee. So dit kom sê, hy kom sê, dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus, né? En Jesus het gesê, mekaar lief hê, soos ek julle lief hê. Die oomblik as ons mekaar lief hê, soos wat Jesus ons lief hê, liewe vriende, dan dra ons mekaar se laste, dan sit ons skouer onder die ander ene in, dan help ons daardie persoon. Dit is wat Paulus kom sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En Jesus sê vir ons moet na mekaar kyk soos hy na ons kyk. Hy kyk na sagtheid na ons, hy help ons, hy reik uit na ons, hy loop 'n pad saam met ons, en op daai manier, dit is hoe ek en jy met mense moet omgaan. En dan gaan hy aan, vriende, en dan sê hy so, as iemand hom verbeel, hy's iets en hy's niks, bedrieg hy homself. As iemand
Hom verbeel, hy's iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Ek dink is in die konteks geskrywe van hierdie ouens wat nou hierdie dwaalleraars wat natuurlik nou kom hier van Jerusalem af wat vir die ouens kom sê vir Galase kom sê maar hoor hierso, julle moet nou die wet ek sê tog julle die besnydenis hê en Jesus nee. Nou kom sê hy vir hulle hierdie ouens het hulle aangestel. Hulle dink hulle is iets maar hulle is nie eintlik iets nie. Dis wat ek kom sê. Jy kan dit net sommer die algemeen ook vat. Dit is 'n teksvers ook. As iemand of verbeel hy iets en hy's niks bedrieg hy homself. Dis sommer in die gewone gang sonder om na die konteks te kyk. Is dit ook so jy kry baie sulke mense. Ek dink moet eerlikwaar vir julle sê ek het nog nie so iemand ontmoet nie, maar ek weet daar is sulke mense. Ek het al van my pelle en goed het ek al gehoor wat 'n besigheid is en ander plekke is. Dat daar is definitief hierdie mense. As iemand hom verbeel hy's iets en hy is niks, bedrieg hy homself, né? Iemand wat hom voorgee vir iets wat hy of sy nie is nie. Iemand wat daar stel as die persoon, né? Ek dink as ek nou maar 'n replieke lewer hier op, ons sien dit natuurlik volop in die regering, né? Hulle stel kaders aan wat niks weet nie. Hulle voeter maatskappye op, hulle voeter die staat op, hulle voeter alles op. Ek wil sê Paulus, as iemand hom verbeel hy's iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Nee, hy bedrieg homself. En later kom hy ouens agter maar hulle weet niks. Ja, dit is sommer net so ons kan nou lekker uitbrei daarop. En dan in die volgende gedeelte sê laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk, né? So dit is so vriende, wanneer ek en jy iets moois doen vir ander mense en vir iemand moet dit eintlik maar tussen jou en die 4 mure bly. Jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie, né? Dis wat hy hier so sê, dat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die verander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het, né? So wanneer jy ondersoek, sê hy laat elkeen sy doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees. As dit nie goed is nie, vriende, as goed is wat jy verkeerd doen, natuurlik moet jy retrospeksie, jy 'n bietjie introspeksie doen daarop en moet jy dit voor die Here loop lê en moet jy saam met die Heilige Gees 'n regstelling in jou lewe maak, né? Maar hy kom sê laat elkeen sy doen en late ondersoek en as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Kom sê Paulus vir die mense in Galasiërs, né? So hier is 3 goedjies waarby ons stilgestaan het, dra mekaar se laste, dis die uitvoering van die wet, gaan dat ek en jy Jesus as 'n voorbeeld moet neem, ons mekaar lief hê soos Jesus het, daarom dra ons mekaar se laste. Die tweede een is, jy moet jou nie verbeel jy is iets as jy niks is nie, en bedrieg jy jouself. En die derde een is, laat jy doen en late ondersoek, en as dit goed is, kan jy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Nee, jy vergelyk nie iets wat jy doen met iemand anders asof jy nou iets beters moet doen nie, want dan gaan dit mos nou maar net oor me en me, nee. Sommer my 5 sent vandag vir julle. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en dan ook sy genade ervaar. Amen.